Goeienaand aan almal. Welkom by hierdie webinar Leef saam met trauma. Ek is baie dankbaar vir almal wat so op hierdie stadium by ons kon aansluit. Ek weet beerdkrag op hierdie stadium is vir almal 'n groot uitdaging, maar ons is in elk geval baie dankbaar om julle almal by te hê. My naam is Shamaine Fourie. Ek is 'n programbestuurder en opgeleide maatskaplike werker by Rata Maatskaplike Dienste en ek sal vanaand hierdie webinar fasiliteer. Ek dink voordat ons begin, wil ek asseblief vir Dominee Dr. Martin van der Jansen van Rensburg vra om asseblief die verrigtinge vir ons met gebed te open asseblief. Shamaine, ek wil vir ons lees in Lukas 10, die gedeelte oor die barmhartige Samaritaan. Ek gaan 'n gedeelte daarvan lees, want dis my verhaal van iemand wat 'n ding trauma beleef het en intens ervaar het, en hoe hierdie man gehelp is deur iemand anders. Ek gaan vir ons 'n paar verse lees van die gedeelte. Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom plat en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het hom afgekom, en toe hy hom sien, het hom innig jammer gekry. Hy het hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en verbind. Toe het hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Ek wil tot daar vir ons lees. Dis 'n baie bekende verhaal uit die Bybel uit oor hierdie man wat ek dink ook intense trauma ervaar het. Die woord trauma kom van 'n Griekse woord af wat beteken om verwond te wees. Ek het wonde. Hierdie ou is deur 'n rower aangeval en dit laat hom verwond langs die pad. Ek dink soos baie mense vandag ook wat verwond langs die lewens se paaie lê. En dan kom 'n seminar of 'n webinar soos die met mense soos hierdie wat oor trauma kom hulp verleen. In hierdie verhaal kan ons sien hoe mense verbygaan, die leviet en die priester en die Samaritaan stop. Maar dan baie mooi hoe hy hom help. Hy stop, hy help, hy versorg hom, en ook daarna nog deur hom in 'n herberg in te boek en hom ook by te dra tot sy versorging. So ek dink vandag is daar baie mense wat trauma ervaar. En dan is ook die mense wat help om die verwondes te versorg. Mag ons ook vanaand soos hier saam is, dink aan hulle wat wonde het, verwond is, en hoe kan ons ook mekaar se wonde op hierdie manier versorg en mekaar bystaan. Mag die Here ons ook lei dat ons nie soos die eerste twee verbygaan nie, maar as ons kan stop en hulp verleen op so 'n manier dat die verwonde weer ook genesing kry en hoop en 'n toekoms kan ingaan. Mag God ons ook beskerm. Ek dink ons leef in 'n baie traumatiese omgewing waarin baie mense trauma ervaar elke dag. In die straat afry as jy 'n moontlike potensiaal dat iemand jou kan seermaak op die plaas of waar ook al. Daar's baie trauma weens onseker tye. Maar daar's ook genade met versorging wat oor ons kan toe kom. Mag die Here ons ook beskerm en versorg ook. Ek bid vir ons. Here, baie dankie vanaand dat ons ook op hierdie manier ook kan begin. Here, daar's baie mense wat wonde het in hulle harte, maar ook op hulle liggame. Daar's baie mense wat ou wonde het en ook nuwe wonde. Trauma wat ver kom en trauma wat nou gebeur. Ons bid vir elkeen, o Heer, wat op hierdie manier ook ontwrig word en ontwrig is ook. Vader, dankie vanaand vir mense wat kundig is. Ons kan ook hierin help om ander te help. Mag ons mekaar ook so dra en mekaar versorg. Seën vanaand se saamwees, Here. Mag ons vanaand ook leer en lewe tot U eer.
Dankie vir kundiges, dankie vir mense met tyd, maar ook met goeie harte. Vir elkeen bid ons seën toe, Heer. Dit bid ons in Christus se naam. Amen. Ek wil net 'n paar mense aan julle eers bekendstel. Eers aan die paneellede, ek het nou myself bekend gestel. Ek is Charmaine Fourie, ek is programbestuurder, maar ook 'n opgeleide maatskaplike werker by Rata Maatskaplike Dienste en ek sal vanaand grootliks die webinar fasiliteer. Dan wil ek ook net meld van ons host agter die skerms is Anel Flanagan, sy is ons administratiewe bestuurder, sy is dan ook die ene wat vanaand die hosting en die polling en al die goed vir ons hanteer en die registrasies gedoen het. Baie dankie Anella. Dan Mariaan Steenkamp, sy gaan die Q&A in die chat hanteer, sy is ook 'n opgeleide maatskaplike werker en die direkteur van ons organisasie. Goed, nou is dit my voorreg om die twee sprekers aan almal bekend te stel. Ek gaan begin by Yvonne Retief, is al 'n ou kennis van my, maar ek wil graag vir julle meld dat sy die ex officio voorsitter ook is van TIRASA. Nou TIRASA, van die van julle wat nie weet nie, staan vir die Trauma Incident Reduction Association of South Africa. Sy gaan vanaand aan hierdie gesprek deelneem. En dan is dit ook my voorreg om vir Isel Kreer aan julle voor te stel. Sy is die kantoor en projekbestuurder, as ook 'n trauma beraader by AfriForum se trauma eenheid. So baie welkom aan julle. Goed, en ek dink dan gaan ek sommer in die huis val. En Yvonne, ek sal graag vir jou eers aan die woord wil stel. Ek het 'n vraag. Die woord trauma word redelik algemeen gebruik vir mense wat deur een of ander pyn en verlies in hulle lewe gaan. Ek dink dit sal goed wees om te vra, wat word werklik met die woord trauma bedoel? Charmaine, daar's 'n lang akademiese definisie van trauma in die DSM-5 en in ander akademiese tydskrifte, handleidings. Maar in my opinie, en na baie jare se ervaring van werk met mense wat getraumatiseer is enige baie slegte, dikwels, nie altyd nie, maar dikwels onverwagse ding wat met jou gebeur, wat jou laat anders as wat jy was van tevore, wat jou laat met emosionele letsels, wat jou laat met 'n gevoel van afgryse dikwels, en wat een of ander lewenssiening of oortuiging wat jy gehad het, heeltemal verander. Jy mag altyd gedink het my huis is 'n veilige plek. As ek my kar se vensters of se deure sluit, is ek veilig. Of by hierdie mens is ek veilig. En dan moet jy ontdek dat daardie ding wat jy geglo het, is nie waar nie. En dit los jou ontnigter. Dan het jy 'n trauma beleef. En dit is vir my ook interessant om aan te sluit by wat ons openingsspreker gesê het, van die Griekse woord wat verwonding beteken. Dis dieselfde woord wat hulle gebruik vir geestelike en emosionele verwonding. Want dit is emosionele verwonding wat plaasvind as jy 'n trauma beleef. En net soos 'n fisiese trauma, laat dit dikwels 'n litteken. Dankie daarvoor, Yvonne. Ek het 'n vraag vir jou, Isel. In jou ervaring as 'n trauma beraader, ek kon net gaan my kamera aansit, ekskuus. In jou ervaring as 'n trauma beraader in jou werksaamhede by AfriForum en ook julle trauma netwerk wat julle oralste het. Wat sou jy sê is van die insidente wat die mense meer algemeen hier in Suid-Afrika ervaar? Hallo Charmaine, dankie vir die geleentheid vanaand. Ek wil ook net graag aansluit by Yvonne se antwoord op daai trauma, daai innerlike wond wat Dominee Martin ook so mooi gesê het, dis daai wond wat mens nie kan raak sien nie, wat as jy 'n persoon ontmoet, daai wond groei en dis hoekom mense so sag met mense moet wees as jy hulle ontmoet, want jy sien nie daai innerlike wond raak wat hulle saam hulle dra nie. So ek wou net aansluit by daai trauma wat ons ook vir mense op 'n mooi manier probeer verduidelik, om sag te wees met mense, want jy weet nie
wat se pyn hulle mee saamlewe nie. En dan om jou vraag te beantwoord oor die trauma wat in ons alledaagse lewe plaasvind in vandag is ongelukkig daai geweldsmisdaad van kapings, van verkrachting, plaasmoorde, plaasaanvalle, huisrowe, selfmoord. Ons het ook agtergekom in die COVID-19 pandemie het mense begin alleen voel en hulle het daai onsekerheid begin kry of hulle werke gaan verloor. En dit het ook ongelooflike trauma by daai mense veroorsaak om alleen in hulle huise te sit. Daai onsekerheid of hulle nog 'n werk gaan hê môre en hoe om hulle gesinne vorentoe te kan help en kos op die tafel te gaan sit. Dis ook daai hok word totaal en al geruk binne jou. Net jy's nie meer dieselfde nie. Dis ook hoe mens trauma kan verduidelik aan hierdie mense. En as jy deur so 'n trauma insident gaan, is jy nie meer dieselfde nie. Jy kyk nie, jy het nie dieselfde uitkyk meer op die wêreld nie. Dis ook traumaties vir mammas om kinders te verloor. En traumaties vir mammas wat verlede jaar swanger geraak het in hierdie pandemie, daai onsekerheid, is hulle kind gesond, gaan hulle kind gesond gebore word. Dis so 'n paar gevalle, mense kan hele aand gevalle opnoem, maar dis 'n paar trauma insidente wat mense kyk in vandag se lewe. Ja, en mens kan daarbey aansluit met kinders wat gemolesteer word Ja, en die trauma wat daaromheen gaan en die trauma wat kinders beleef as hulle ouers se onsekerhede sien. definitief. Isel, baie dankie. Dankie Yvonne vir dit ook. En op grond van dit wat Yvonne sê, wil ek dan eintlik die volgende vraag aan jou vra, is dat trauma is nie 'n hedendaagse probleem nie. Trauma het al oor die eeue heen gebeur en plaasgevind met mense in verskillende situasies. Maar uit die aard van die saak was daar nog nooit oral trauma beraders of terapeute beskikbaar gewees het nie. Is dit dan, kan 'n mens dan nie die opmerking of die aanname maak dat maar mense gaan tog self daaroor kom, met verloop van tyd raak dinge al hoe beter nie. Met ander woorde, ons moenie karring nie, kom ons loop ons dit beter. Wat sou jy daarvan sê? Ag, weet jy, Shamaine, soos jy sê, ongelukkig was daar nie terapeute gewees vroeër nie. En ons ouer garde en nie ouer garde nie, dis mense, mans, vrouens wat skaam is om te erken. Hulle was deur 'n traumatiese insident gewees en hulle skaam om hulp te vra. Ons dink ook aan hierdie oorlogveterane en mans wat glo daai sê ding, mans huil nie en hulle wys nie hulle emosies nie. Hulle steek dit weg. En as dit gebeur, is dit soos 'n stoompot. 'n kollega sê dit baie vir my, dis 'n stoompot wat jy daai deksel vasdruk, totaal en al vasdruk en as daai pot oor begin kook en daai deksel afskiet, dan moet almal om jou pad gee. Dis jy kan nie meer met jou mense om jou kommunikeer nie. Dis hoekom jy jou gevoelens en emosies so onderdruk het en daar was nie genoeg kennis gewees dat jy moontlik trauma ervaar het nie. Ongelukkig kan jy nie sê môre gaan beter wees of jy kan net aangaan. Daar sal genesing plaasvind nie. Jy moet 'n kundige op die veld van trauma gaan sien om met die emosies te werk. En ek dink daar's baie mense wat nie weet wat is trauma nie. Dit is nou die afgelope 20 jaar wat traumaberaders eers begin op die been bring of op die been kom. En daar's so baie studies gedoen raak in die brein en wat gebeur met die brein as jy deur 'n traumatiese insident gaan. So as dit beïnvloed jou verhoudings vorentoe en jou toekoms ook. Ons het al interessante sessies gehad met Yvonne waar mense ervaar daai wat in die oorlog was, ervaar daai emosies heelwat later weer in hulle lewe as gevolg van snellers. Hulle sal voor 'n venster gaan sit en net dink of daar sal 'n vuurwerk afgaan en dit sit hulle weer terug in daai trauma insident. En dis hoekom hulle nog nie meer daai trauma gedeel het nie. So dis baie belangrik om te gaan hulp kry as jy deur 'n traumatiese insident was. Ek wil graag aansluit by wat Vel sê. Ek dink die mense besef altyd die geweldige fisiologiese effek wat 'n trauma op iemand se liggaam het nie. En daaroor het jy geen beheer nie. Jou liggaam skei hierdie massas streshormone af. En dit het 'n fisiologiese effek. En ek sê dikwels vir mense as
rugby voorspeler langs sy dogtertjie van 3 staan en hy's allergies vir 'n bysteek en die kind is nie, wie gaan bang wees as daar 'n by kom? Net so min as wat 'n mens beheer het oor die effek wat 'n bysteek op 'n allergiese mens het, net so min effek het jy oor jou liggaam wat aan streshormone wat aan trauma blootgestel is en met 'n stresreaksie reageer. En dit het 'n baie sleg effek op jou gesondheid op die lang duur. Nou daar is 'n aantal mense of 'n persentasie mense wat oor hierdie ding kom. Daarom praat ons dikwels van die normale verloop van trauma. 'n Woord wat 'n mens nie graag wil hoor as jy self in 'n trauma is nie. Maar baie dikwels is 'n mens op die oog af heeltemal normaal daarna. Maar dit is soos Isel sê, dit lê in daardie drukkoker. En as daar verdere traumas kom, dan is dit te veel vir daai drukkoker. So hulle kan die oorlogssituasie hanteer, hulle kon hulle egskeiding hanteer, nou verloor hulle werk in die COVID-situasie en dan is dit totaal te veel. Daarom is dit so belangrik om 'n traumaberader te gaan sien en hulp te kry voordat jy jou drukkoker afblaas. Dankie Yvonne. Ek wil dan ook sommer vir jou 'n vraag vra en terugverwys na 'n vorige opmerking wat jy gemaak het oor kinders wat sien maar seksueel gemolesteer is onder andere nie wat trauma ervaar het. Vergeet jong kinders nie maar net van trauma wat in hulle verlede gebeur het nie. Al gaan dit soos hulle ouer word, al die slegte dinge wat met hulle gebeur het nie. Dit is iets waaroor ek verskriklik sterk voel en daar is baie navorsing die afgelope jare gedoen. Ek wil regtig mense verwys om op internet te gaan kyk na die Adverse Childhood Experiences studie wat op 17.500 kinders in die VSA gedoen is. Kinders wat verskillende traumatiese ervarings gehad het en die effek op hulle gesondheid en algemene lewenstyl as hulle ouer word. Hulle het tot 'n korter lewensverwagting. Daar word baie navorsing in hierdie rigting gedoen. 'n Kind vergeet nie sommer nie. 'n Mens dink hulle vergeet en soms vergeet hulle werklik. Maar dit lê in hulle onderbewussyn en dikwels as 'n ding agterna gebeur en daar's 'n sneller wat hierdie ou herinnering wakker maak, dan word hulle oorspoel met herinneringe. En as 'n mens jou vakgebied ken, kan jy soms 'n mens help om sekere kinderherinneringe waarvan hulle net fragmente kan onthou of baie vae herinneringe het, om dit na vore te roep en dit regtig onder die oog te neem en dit deur te werk. Baie dankie daarvoor Yvonne. Voordat ons aangaan wil ek net so lank hoor, Marianne, is daar enige vrae sover wat ons dalk so lank vir die sprekers kan vra wat ek dalk gemis het? Vir my nie op hierdie stadium nie, daar sal wel later vrae wees. 100%, dan kan ons aangaan. Ek wil 'n vraag aan Isel vra. Ons het nou gepraat oor trauma, kinders wat trauma gehad het en ons het 'n bietjie gepraat oor wat is trauma, maar wat is die verskil tussen gewone trauma, sekondêre trauma en ek dink ons almal praat maar van die woord PTSD, met ander woorde posttraumatiese stressyndroom. Help ons asseblief met daai terminologie en hoe om dit beter te kan verstaan. Seker. Shamaine, daai trauma het ons aangespreek so vroeër, daai eerste vraag wat Shamaine Yvonne geantwoord het. Dit is as jou liggaam deur 'n traumatiese insident soos 'n kaping gaan en jy beleef dit nou. Kan ook trauma wees wat al herleef is voorheen of beleef is voorheen, wat 'n gevoel in jou binneste wakker maak en 'n wond veroorsaak, daai innerlike wond wat ons van praat. Dis mense wat met trauma op die stadium saamlewe en daai wond word groter hoekom hy nog nie hulp gekry het nie. Sekondêre trauma is waar 'n persoon moontlik deur 'n kaping gegaan het en
kom ons sê daar's 'n persoon wat voor hulle ry en hulle gaan ook deur 'n kaping, maar daar ontstaan dadelik daai sneller dat hulle voel, hulle gaan ook weer deur hierdie kaping. Dis 'n sekondêre trauma wat vorendag weer kom. Dit voel of hulle weer in hierdie insident is, as gevolg van hierdie persoon wat voor hulle is, het hierdie sneller laat afgaan. En PTSD, posttraumatiese episodes, ontstaan tipies as jy nie met jou trauma gedeel het nie. Ons het reeds genoem daai voorbeeld van jy onderdruk daai trauma. Jy steek dit weg, jy wil daai masker opsit om vir almal te laat weet en daar buite te laat weet in jou gesin, om nie te bekommer nie, jy is okay, jy kan met jou trauma saamleef, jy is sterk. Maar diep binne jouself voel jy depressief, jy voel moeg, jy het nie energie nie, jou lewenslus is daarmee heen totaal en al. So dan moet jy begin rooi ligte sien wat flikker. Dit is slaappatrone wat verander, dis eetlus wat verander, jy versorg jouself nie meer nie, jy gee eintlik nie meer om nie. Dis hoekom as jy mense weet wat deur 'n traumatiese insident gegaan het, soos 'n kaping of 'n verkrachting, veral met 'n verkrachting, die vrouens is skaam om daaroor te gaan praat, hulle weet nie daar's hulp daar buite daarvoor nie. So dan kom daai simptome outomaties voor na plus minus 6 maande, wat jy daai depressie aan begin ervaar. As Yvonne bietjie ook wil iets daaroor sê, dit sal lekker wees om ook van die wond te hoor. En mense kla dikwels dat hulle nagmerries kry. So hulle sleg slaap, as hulle nog die slag goed slaap, dan word dit onderbreek deur nagmerries. Of hulle kry onverwagse terugflitse, wat hulle laat voel asof hulle direk binne in daai situasie weer terug is. En mense raak hyperbedag. Die Engelse woord is hypervigilant. Hulle sien 'n spook op elke plek. Nou, dis baie moeilik om vir 'n buitestander om regtig te sê wanneer iemand ooreageer. Want as 'n mens nadat jy 'n gewapende roof gehad het, jou sekuriteitstelsel by jou huis opgradeer, dan het jy nou beslis nie ooreageer nie. Maar ek het 'n keer 'n kliënt gehad wat na 'n gewapende roof elke aand 'n groot meubelstuk voor elke venster en elke deur van die huis geskuif het. En môre moet alles weer teruggeskuif word. En so dit ontwrig jou bestaan, want dis jy alles wat jy doen, lê dit half in jou agterkop. Jy moet in gedagte hou dat hierdie ding met jou kan gebeur. En jy moet alles doen wat jy kan om jouself en jou geliefdes te beveilig. En dit vat 'n oneindige klomp energie van 'n mens. Baie dankie vir julle sover. Ek verneem daar's vrae van die gehoor af. Mariaan, kan ek vir jou gee? Ek wil graag vir die paneel vra, hier is 'n anonieme vraag. Gaan die snellers ooit weg? Sal ek antwoord? Jy kan antwoord, ek sal aansluit, Yvonne, jy is welkom. Weet jy, onder sekere omstandighede kan mense geleidelik oor die situasie kom. Dit hang van 'n klomp ander faktore af. Dat die snellers later nie meer so intens is nie. Dis wanneer mense deur die normale proses van trauma gaan. Maar dikwels gebeur dit nie, en soos ek sê, mense het nie beheer daaroor nie. Dan sit jy daarmee vir jare daarna. Maar vandag is daar hulp. Daar is traumaberaders wat jou kan help om deur hierdie ding te werk, sodat daardie snellers nie meer 'n effek op jou lewe het nie, sodat jy nie meer aan daardie simptome van posttraumatiese stres ly nie, en jy weer 'n normale lewe kan hê. Ja, net soos jy sê, Yvonne, dit is ook daai sneller as jy iemand sien, as jy in daai traumatiese insident was, moontlik 'n verkrachting en daai persoon het 'n rooi hemp aangehad en daai sneller gaan af. As jy die regte hulp gaan kry, gaan ons vir jou ek wil sê tools gee. Wat is die mooi Afrikaanse woord vir dit? Jy gaan vir iemand gereedskap gee hoe om te deel
met daai snellers as dit opkom. As dit onder druk is en jy gaan sien daai regte persoon, soos Yvonne sê, is daar definitief daai toekoms wat jy kan sien as jy 'n sneller beleef hoe om dit te hanteer. Wat se gereedskap kan jy gebruik om daai sneller net beter te hanteer of daai trauma wat jy weer herleef. So Dit kan vervaag. ja, Dit kan absoluut vervaag as jy die regte trauma berading kry. Kan jy daardie ding stopsit dat jou kliënt vir jou sê, ek het dit vir jare so beleef en nou beleef ek dit nie meer so nie. Sodra hulle gaan praat daaroor, sodra hulle met iemand praat en dit uitkry en die storie uitkry, vervaag daai snellers. Ons het iemand gehad wat in 'n hospitaal haar man gaan besoek het na hy in 'n ongeluk was en sy het ewe skielik 'n pyn in haar bobeen begin kry as gevolg van 'n sneller wat afgegaan het want sy het iemand geryk wat soos haar aanvaller geryk het en het ewe skielik het haar bobeen begin pyn. En toe sy die regte hulp gaan kry het en met iemand gepraat het daaroor, het daai pyn in haar bobeen ook weggegaan want sy het 'n paar jaar daarmee saamgeleef en sy het dit nie verstaan nie en hierdie reuk het die sneller veroorsaak en daai sneller het ook verdwyn. So jy moet ook by jou aansluit en sê dit help ook nie jy praat met iemand en jy begin net gesels dan vertel hy sy storie. Jy moet by iemand kom wat weet hoe om te luister na jou en hoe om jou te help om van hierdie snelle ontslae te raak. Ja, 'n kundige in die veld van trauma. Dit is baie goed dat julle dit vir ons sê, want ek dink mense kan maklik afpak, is die woord wat ek wil gebruik, by vriende en familie, maar dit is nie dieselfde as om traumaberading te ontvang nie. Dit is wat ek gehoor het, dit wat julle vir ons sê, is jy moet iemand kry wat die pad met jou op die regte manier loop, sodat jy daarby kan uitkom om dit beter te kan hanteer, sou daar wees snellers wat jy nie oor beheer het nie wie op jou pad kom. So dit is die samevatting wat ek rondom dit gehoor het. Ek wil net vra, Mariaan, die volgende vraag dink ek is dalk ook maar 'n goeie tyd om dit nou dalk te vra. Dankie, Charmaine. Ook 'n anonieme vraag. Is daar iets soos korporatiewe trauma, langdurige druk om goed te presteer, lang ure te werk en alles in te sit, spesifiek verwysing na mense in top bestuursposte? Korporatiewe trauma. Hoor ek reg? Ja, die vraag is of daar iets is soos korporatiewe trauma, langdurige druk om goed te presteer, lang ure te werk en alles in te sit, en hier word spesifiek verwys na mense in topbestuursposte. As ek dit kan antwoord, Yvonne. Daar is so iets, ek kan definitief sê, as jy in topbestuur is en jy word onder daai druk geplaas om as 'n bestuurder op te tree en jy het ook nie die regte kwalifikasies of moontlik mense sê mos jy is 'n leier gebore of jy is nie 'n leier nie. As jy nie die regte opleiding het nie en jy word in daai topbestuurposisie gesit om mense by te staan te ondersteun in die werksituasie, dit veroorsaak onsaglike baie druk op jou lewe dat jy moontlik daai slaaplose nagte kan kry om te kan probeer presteer en om jouself te kan bewys. Dis baie druk wat op bestuur deesdae gesit word. En daar's definitief daai korporatiewe trauma as gevolg wat jy probeer by jou ander bestuurders byhou. As jy ook iets wil sê daaroor, Yvonne, ek het eintlik nog nie gehoor van 'n korporatiewe trauma nie. Ek dink logies nou hieraan. Ja, nee, ek het nog nooit die term gehoor nie, maar ek kan my voorstel dat dit amper 'n vorm van mishandeling is wat die mens beleef en dat hy dan begin twyfel aan homself en so dit en dat hy, as mens nou na die definisie van trauma kyk, kan dink dat hy aanvanklik gedink het as ek hard werk sal ek erkenning kry en ek gaan saam met my kollegas aan hierdie ding werk en nou is daar 'n vorm van mishandeling dat dit 'n basiese lewenssiening is wat verander het, maar en dat sy liggaam onder stres is, maar ek sou dit amper beskou as 'n vorm van baie erge stres. Ja.
eerder as in die kerndefinisie van trauma. Ja. Maar 'n Ek mens stem sal saam ook met 'n mens moet eksploreer hoe hy dit beleef en hoe hy dit vir homself verwoord. Mens kan ook daai persoon, vir die persoon wat die vraag gevra het, jou denkpatroon probeer verander. Dit kan wees dat moontlik 'n swak selfbeeld ook 'n rol het om te speel in hierdie trauma moontlik. Soos mense sê, jy probeer byhou by die bestuurders, en eintlik is dit nie in jou veld moontlik nie, of jy kry posisie as 'n bestuurder, jy word raak gesien, maar jy wil eintlik nie die posisie gehad het nie, en dit veroorsaak stres in jou lewe, soos Yvonne sê. Sjoe. Ja, en as die eise van jou aan jou totaal onredelik is, om jouself af te vra, wat keer my om my grense te trek daar? Ja. Ek meen, mens sal hierdie korporatiewe storie of situasie sal 'n mens eintlik goed moet eksploreer voordat jy besluit watter vorm van hulp jy die persoon aanbied. Maar dat daar hulp is vir so 'n situasie, daarvan is ek oortuig. Definitief, mens moet eintlik na die afloop van die webinar ons besonderhede gaan gegee word vir julle. So julle kan ons gerus kontak, want as mens nie die antwoorde weet nie, kan mens net terugkom ook na julle. Ons kan bietjie navorsing ook gaan doen daaroor. Ja. Baie dankie vir daardie. Ek sien daar kom nog vrae en goed in en wat vir my baie positief is. Mariaan, kan ons aangaan met die vrae asseblief? Seker. Hier is 'n Dani wat vra, is daar 'n ooreenkoms tussen die simptome na 'n traumatiese gebeurtenis, byvoorbeeld 'n kind wat deurlopend erge konflik in die huis beleef en ADHD simptome, en indien wel, wat is die verskil en wat is dieselfde tipe simptome? Ek weet nie of ek die vraag baie mooi verstaan nie. Dani, as jy dalk direk wil praat, is jy welkom om jou hand op te steek. Ja, ek sal 'n bietjie agtergrond raak in hierdie vraag wil hê, ekskuus. Ja. Want om ADHD se simptome en trauma se simptome te vergelyk is so 'n bietjie twee verskillende goed. As jy met ons wil praat, Dani. Hallo, kan julle my hoor? Ja, ons Kan hoor jy jou. dankie Dani. Ja, ek werk by 'n laerskool wat ek met al die gedragsprobleme met kinders werk, en baie keer wonder ek net, alles word deesdae as ADHD toegeskryf en medikasie word voorgeskryf. Maar is daar ooreenkoms tussen ADHD simptome wat met konsentrasie en fokus betref versus 'n kind wat trauma beleef het in sy huis vir verskillende redes, het sy konflik in die huis, het sy geweld, daai tipe van situasie? Daar is simptome wat ooreenstem, Dani, as ek mag antwoord, Yvonne. Soos jy sê, die konsentrasie en daar word ongelukkig dan medikasie voorgeskryf vir die kinders, maar ook daai hiperaktiwiteit wat 'n ADHD kind het, as ook die wat kan mens nog noem van ADHD kinders? Ekskuus, jy moet vir my sê jy werk met hierdie kinders. Wat se simptome kan jy vir my nog noem van 'n ADHD kind? Ek dink maar spesifiek rondom die konsentrasie en die hiperaktiwiteit, die fokus, die heeltyd besig wees, sensitief vir dinge wat om hulle gebeur. Ja, want ek het al verstaan mense sê daar is baie ooreenkomste dat mense verwar ADHD simptome met trauma simptome. En dit mens baie keer onnodig ADHD toeskryf, maar is eintlik die simptome van 'n traumatiese gebeure. Dit is so, maar dit weet jy wat, waar kom daai in? Dit is ongelukkig en mense sê dit eerlik hier vir mekaar. Dis as daar 'n daai kind deur 'n trauma insident was of mishandel word by die huis, kan hulle moontlik na iemand gegaan het wat nie kundig genoeg is op die veld nie en moontlik ADHD gediagnoseer het en medikasie voorskryf. Maar daar's ook simptome as 'n kind deur mishandeling gaan, wat 'n sielkundige sal optel of 'n pediatriese psigiater sal optel oor liggaamlike houdings en oogkontak en hoe die kind versorg word. So daar is simptome, die konsentrasie kan definitief ooreenstem met 'n kind wat trauma deur die huis ook ervaar en moontlik mishandel word of afgekraak word. 'n Mens kan werklik nie verwag dat 'n kind in die klas moet konsentreer as hy byvoorbeeld
vandag by die huis gemolesteer word of mishandel word nie. As daar onsekerheid is oor die stabiliteit van die ouers se huwelik, as daar gedurende konflik is, dan is daardie kind se liggaampie in 'n toestand van stres, wat ek het toevallig onlangs in die afgelope week gelees van navorsing wat daar nou gedoen word tussen trauma en ADHD. Nou, ek is nie so kundige dat ek vir jou al die detail daarvan kan gee nie, maar daar is beslis 'n korrelasie gevind, en as 'n mens so daaraan dink, wat hierdie kind by die huis deurgemaak het die afgelope 24 uur, gaan 'n effek hê oor wat in die skool gebeur. En as ek weer verwys na daardie studie, die Adverse Childhood Experiences, as 'n mens dit in besonderhede gaan lees, dan sien jy van hierdie korrelasies ook word daarna verwys. En onthou Dani, ons kinders word ook so blootgestel aan die geweldmisdaad vandag op TV en op radio, en hulle hoor ons praat om die braaivleisvuur, en hulle probeer dit ook uitact by die skool. So dit kan ook definitief daai trauma wees wat ons ook vir ons kinders veroorsaak, en dit word toegeken aan ADHD. Ek hoop ons beantwoord so 'n bietjie 'n vraag hier. Dani, is jy tevrede? Ja, nee, baie dankie. Goed, dan is hier nog 'n anonieme vraag. Kan aggressie soms depressie verbloem, veral by manlike persone? Ongetwyfeld. Die twee dinge loop baie nou saam, en ek het daar geen twyfel oor dat dit kan gebeur nie. Definitief. Ek stem saam met Yvonne hier. Dan is daar nog 'n vraag, sou daar 'n verskil wees tussen korporatiewe trauma, soos ons net nou bespreek het, en uitbranding? Ek dink die twee loop eintlik hand in hand, want 'n persoon moet na homself kyk. En dit gaan oor nie net 'n bestuurder nie, enige persoon wat in so 'n korporatiewe wêreld werk. As jy nie jouself kyk, genoeg oefening inkry, genoeg slaap inkry, jy die regte eetpatrone, gaan dit uitbranding en die korporatiewe trauma definitief verhoog. So daai loop eintlik vir my hand in hand saam. Stem jy saam, Yvonne? Verseker, en ek dink die situasie wat die persoon vir ons geskets het van korporatiewe trauma, is daar ook vir my gebrek aan erkenning vir die werk wat die mens doen. En dit het 'n groot bydrae tot uitbranding. As jy voel jy kry nie werklike erkenning vir dit wat jy insit nie. Ja, jy word nie waardeer nie, so jy probeer harder. Ja. Jy sit meer ure in. Shamaine, mag ek hier inkom vir 'n oomblik? Tinus, baie dankie. Dankie julle. Ek het nou vir Shamaine gesê voor die tyd. Ek weet nie of my skerm duidelik genoeg is. Ek sit hier in die donker. Maar ek wil by hierdie saak dalk net iets uitlig. Naamlik dat trauma se verwerking lê om die verlede te gaan hanteer. En uitbranding werk baie dikwels om toekomsmoontlikhede te ontgin, in die sin van om sê net maar by 'n lewensafrigter uit te kom teenoor 'n beraader wat baie met mense verlede werk. So hoewel daar oorvleeling is, dink ek moet 'n mens vir jouself nogal daai vraag vra: het ek hierdie belewenis wat ek het as gevolg van trauma van my verlede, of is ek by 'n plek van uitbranding? Want dit is bietjie verskillende prosesse wat 'n mens kan help in die toekoms en dit sou dalk 'n riglyn wees net vir die persoon wat die vraag gevra het oor die hantering daarvan. As ek vinnig myself kan neem, ek moes op 'n stadium trauma in my lewe ervaar het, moes ek verwerk het, en dit het my baie goed gedoen om deur 'n proses te gaan. En ek wil byvoeg, soms vat dit langer as 'n jaar om deur hierdie trauma te werk. Ons moet nie dink dis dikwels in 1 of 2 sessies verby nie. Dit hang ook saam met mense se lewensfilosofie wat baie keer deur die trauma op 'n bepaalde manier gevorm is, wat 'n mens ook moet uitdaag. Maar ek moes ook in my loopbaan, professionele loopbaan, moes ek op 'n stadium, moes ek na die ander kant toe ook
met 'n lewensafrigter werk wat meer moontlikhede vir die toekoms, hoe jy dalk beheer neem oor jou grense en hoe jy besluite neem hoe om jou program uit te werk en versekerde goed nee te sê waarvoor 'n ou dalk te dikwels ja sê. Ek wil maar net hierdie perspektief gelig het, Shamaine. Baie dankie Tinus. Miskien daarbey aansluit. Dankie 'n Yvonne. Mens moet ook vir jouself vra, waarom vind ek dit moeilik? Wat in my verlede maak dat ek dit moeilik maak om die grense te trek? En ek stem met Tinus saam dat traumaberading, jy draai nie swaai nie 'n toerstokkie nie, maar 'n mens die ervaring van die trauma self kan 'n mens redelik vinnig hanteer, maar jy moet na die gevolge daarvan in jou lewe kyk. Dat jy na die gevolge wat uitgevloei het uit jou ervaring, dit spreek jy agterna aan. Dit maak sin. Baie dankie daarvoor Tinus en Yvonne. Ek dink ons almal leer vanaand verskriklik baie, maar ek sien nie kom nog vrae in en ek dink dit is belangrik dat ons by daai vrae uitkom. So Marianus, jy miskien vir ons kan verder met die vrae gaan. Ek wil graag vir die paneel ook vra. Hier's 'n anonieme persoon wat wil weet watter benadering moet 'n mens volg met trauma wat deurlopend plaasvind, veral in situasies waar jy jouself nie uit die situasie kan haal nie. Jy met 'n traumaberader gaan sien, ekskuus. Ek val nou sommer hier in, maar gaan doen net navorsing bietjie oor wie in jou omgewing is. Jy moet 'n kundige in die veld gaan sien van trauma. Ongelukkig, jy het daai vriendinne, jy het jou ondersteuningsnetwerk wie jy mee kan praat en almal wil help en almal wil iets sê om jou te laat beter voel. Maar jy moet 'n kundige op die veld gaan sien. Ons gee daai gereedskap hoe om met daai trauma saam te leef en vorentoe te leef en ook om moontlik uit 'n situasie uit te kom en eintlik maak mens julle sterk om self vir daai situasie soms uit te kom. So om 'n kundige in die veld te gaan sien word regtig sterk aanbeveel as jy daai behoefte het en jy daai trauma ervaar het en nog steeds met die trauma leef. Ja, ek stem absoluut met jou saam. Dan is daar nog 'n vraag, is daar 'n ooreenkoms tussen trauma en persone wat boelie? Wel, hulle sê 'n kind wat boelie is gewoonlik 'n kind wat geboelie word. En 'n groot mens wat boelie word dikwels by sy huis of by 'n ander plek geboelie of hy is geboelie as kind. Dis weer eens iets wat 'n mens met 'n kundige mens moet bespreek en gaan agterkom wat lê in hierdie mens se lewe as jy dit kan doen en kyk hoe gaan jy dit in vervolg hanteer. Maar interessant, baie dikwels as jy bietjie jou tande vir 'n boelie wys dan retireer hy. En om soms bemagtig te word om dit te doen is dikwels 'n goeie benadering. Ja. As dit moontlik is. Yvonne en Isel, hier's ook iemand wat wil weet hoekom mens oor jarelange trauma, soos byvoorbeeld in verpleging en mediese trauma, as daar nog steeds terugflitsse is. En dis nou jare later, maar dit gaan nie oor nie. Gaan sien 'n traumaberader. Soos wat Isel nou net gesê het. Ons kan nou nie die berading oor die internet of aanlyn aanbied nie, maar gaan sien 'n traumaberader wat jou kan help. Die langste tydperk wat verloop het tussen 'n kliënt van my wat erge trauma beleef het en die hantering van die trauma was 65 jaar. So en een van my kollegas het 'n man gesien wat baie erge trauma beleef het toe hy 5 was en hy het die man gehelp toe hy 85 was. So daar is altyd hulp, al is dit hoe lank terug. Al is jy hoe oud? Al is Maak nie jy saak nie. Maak nie saak nie. Ja. Mens weet nie van daai trauma nie en mens weet nie van traumaberaders nie, maar ons is regtig opgelei in die veld en gespesialiseer om julle daai gereedskap te gee om oor daai trauma te kom of net saam met dit te leef. Van die ding op sigself. Wat was die doel van die Zoom? Ekskuus, Dani,
Jou luidspreker is nog aan. Ja. Sorry, dit was 'n Ekskuus. Kan ek hierso miskien iets sê waar ons praat nou telkens van deur die trauma werk of in Engels praat mense van come to terms with the trauma. Wat bedoel 'n mens daarmee? Hoe kom 'n mens daaroor? Mense vra dikwels, jy moet help my net om van hierdie ding te vergeet. Dis onmoontlik, 'n mens kan nie 'n ervaring uit jou kop uitvee nie. Maar 'n mens kan op die punt kom waar jy na jou lewe kyk en sê, almal in hierdie wêreld het slegte en goeie ervarings. En hierdie was een van die slegte ervarings in my lewe en ek liaseer in my kop onder slegte ervarings, maar ek het baie goeie ervarings ook en dit is verby, dit lê agter my, want trauma het 'n element van aanhou. Mense sal vir jou sê dit hou aan want ek bly droom daaroor, ek bly terugflitsse kry. En dan hou daardie terugflitsse in drome op. Ja. Dan kan Dit ons bly sê ons het dit verwerk. Ja. Dit bly in jou onderbewussyn en ek dink dis moontlik hierdie anonieme se vraag ook, die anoniem persoon, dit bly ongelukkig terugflitse want dit is in jou onderbewussyn. En Nee, maar as jou dit- terugflitse hou op as jy dit deurgewerk het, Ja, maar die ja. herinnering bly daar. Ja, Jy kan dit nie wegvat nie, maar die Ja. terugflitse in die drome hou op as jy dit deurgewerk het. daar is hulp. Charmaine, Tinus, Charmaine, asseblief. kan ek Yvonne dalk verlei om bietjie meer te sê? As ek die vraag van die dame ook hoor, soms is daar een insident wat jou getraumatiseer het en 'n mens gaan praat oor een, maar in hierdie geval is daar verskeie insidente oor jare heen. Wil Yvonne dalk ietsie sê oor 'n tematiese TIR teenoor byvoorbeeld 'n enkele gebeurtenis? Ja, die benadering wat ons tot trauma berading gebruik is 'n metode wat ontwikkel is in Amerika om met oorlogsveterane te werk. Sommige mense wat regtig afgryslike ervarings gehad het. En 'n mens kry soms 'n situasie waar 'n mens 'n reeks ervarings gehad het wat almal op een of ander manier vir jou verbind is. Jy is aangeval in 'n rooftog en as jy dan daaroor praat, dan spring daar in jou kop 'n vroeër ding op of jy weet dat jy vroeër hierdie ander goed ervaar het. En daar is 'n metode om dit aan te spreek. Soos Tinus het nou verwys na een enkele traumatiese insident met 'n bekende begin en einde, spreek 'n mens op een bepaalde manier aan. En soms het 'n mens 'n gevoel wat van iewers afkom. En jy weet nie waar nie, maar dis 'n gevoel of dis 'n sensasie of 'n emosie, soos jy kan eenvoudig nie 'n man met 'n baard hanteer nie. En jy verstaan nie hoekom nie, maar jy voel ongemaklik en bang as jy iemand met 'n baard sien. Dan kom dit van iewers af. En dan het ons 'n manier om dit uit te rafel en by die worteloorsaak te kom waarom jy hierdie gevoel teenoor 'n man met 'n baard het. En dit lê gewoonlik in 'n traumatiese insident. En dan kan jy dit aanspreek. Hierdie sien wat ons Beantwoord nog jou vraag? Jammer Charmaine. Ekskuus Marianne, ek sien daar's nog vrae, so dit sal gaaf wees as ons daarmee dalk weer kan aangaan. Hier is ook 'n paar vrae wat van anonieme persone wat wil weet watter opleiding het traumaberaders en van die ander vrae is traumaberading 'n spesialiteitsgebied. Met ander woorde, alle sielkundiges of beraders is nie noodwendig opgelei om trauma te hanteer nie. Kan julle asseblief daarop reageer? Sjoe, ja nee, mens moet definitief 'n kundige op die veld wees. Ekskuus Yvonne as ek dit kan antwoord. Ek het self 'n pad geloop al 4 jaar by die Afriforum Trauma Eenheid en ons gaan loop kursusse gedurende die jaar om ons heeltyd op te skerp
en ons het 'n pastorale berading kursus deur Prof Wenzel Koetser ook gedoen. En jy kan 'n graad in teologie gaan doen en ook dan kwalifiseer en verder gaan om 'n pastorale beraader te word. So definitief, daar is definitief studies wat jy moet loop en kursusse om mense te kan help wat deur so dramatiese insidente gaan. Jy kan ongelukkig meer skade doen as jy nie hierdie opleiding het of die kennis het nie. Ja, daar's verskillende benaderinge tot traumahantering. Daar's nie net een manier om dit te hanteer nie. Die manier waarop ons by die Traumatic Incident Reduction Association, dis 'n vereniging in Suid-Afrika wat onder die Amerikaners die Amerikaanse Traumatic Incident Reduction Association werk, en ons bied 'n opleiding aan vir mense en jy kan jou internskap by ons doen wat nou bepaalde vereistes is, en dan kan jy registreer as 'n traumaberader. Nou die detail daarvan is op ons webwerf. Dis 'n bietjie 'n lang storie om hierop in te gaan, maar 'n mens moet jy moet gespesialiseerde kennis, daar stem ek met Isel saam. Mens moet gespesialiseerde kennis hê. En want jy moet kan raak sien, so dikwels het goed wat vir jou lyk, dit het niks met trauma te doen nie. Ek vind meer en meer dat in huweliksberaad, dat trauma die grondslag is van huweliksprobleme, van konflik by die werk, van probleme met tienerkinders, dat dit jou trauma is wat weer herspeel later. Maar 'n mens moet spesiale kennis hê om dit behoorlik te kan doen. En ekskuus, ek wil nog aansluit, daar's so baie opleiding wat mens kan doen, daar's so baie kursusse wat mens kan loop. Ons het self, ek en Tinus, die TIR gedoen by die Rasa by Woon self, en is ongelooflik. Daar's verskillende tools, gereedskap wat jy kan gebruik in traumaberading. So mens moet gereeld mense kennis opskerp. Daar kom so baie studies uit wat mens moet oor gaan oplees, en jy moet heeltyd navorsing doen. En ons gee ook opleiding vir eerste kontakpersone op 'n toneel. Ongelukkig as jy op 'n toneel aankom, kan jy verskriklike skade aanrig as jy nie opgelei is met daai slagoffer nie. So om te sê ja, jy moet definitief 'n gespesialiseerde persoon wees om met so trauma-insidente te kan werk. En daar is baie kursusse daarby. En ook jy moet spesiale opleiding hê om te weet wat om te doen as jy by daai toneel aankom. En dit is 'n ander proses as die hantering van die trauma agterna. Baie dankie julle. Dan is daar ook 'n vraag. As iemand reeds traumaberading ontvang het en jy beleef self dat jy jou trauma hanteer het. Geestelik sê die persoon gaan dit met haar goed, maar haar lyf begin ruk en bewe. En die vraag is, sal sy ooit die trauma uit haar lyf kan kry? Gaan gesels met 'n traumaberader. Ekskuus, ja. Ja, dis Yvonne, jy het dit vir ons ook self geleer. Dis daai ongelukkig daai adrenalien en daai kortisol wat maar in mense liggaam ook soms nog agterbly, wat gifstowwe is vir jou liggaam. En dit veroorsaak gewoonlik daai ruk en bewe. En dit is gewoonlik oefeninge wat jy moet doen, reg eet, reg slaap. Dis ongelukkig goed wat jy net dit eenvoudige goed wat jy kan doen om van daai trauma ontslae te raak. En ook van hierdie ruk. As jy nie reg eet of slaap of oefeninge inkry nie, kan jy nie ontslae raak van daai adrenalien wat afgeskei is en kortisol in jou liggaam nie. Stem jy saam daarmee? Ek stem met jou heeltemal saam, maar ek sal tog teruggaan na daardie trauma en seker maak dat die mens wel dit heeltemal deurgewerk het en nie meer gevolge het nie. 'n Mens het soms snaakse simptome en dan besef jy nie dat daar nog trauma onder dit lê nie, of 'n trauma waarvan jy vergeet het toe jy 'n kind was. Dankie. Yvonne en Isel, hoe effektief is aanlyn traumaberading, veral nou gedurende die COVID-tyd, teenoor face-to-face berading? As ek kan ek hierdie antwoord, Yvonne? Seker.
Ons Afriforum trauma het die 7de Mei trauma aanlyn uitgerol, spesifiek as gevolg van hierdie COVID-19 pandemie. En dit is waar jy op Teams of op Zoom of telefonies kan kies om een van ons beraders te praat. Ongelukkig moes ons aanpassings maak want ons kom nie by ons slagoffers meer uit as gevolg van hierdie pandemie nie. En weet jy wat, om 'n koffie saam met hulle aanlyn te drink en jy sien hulle oor 'n kamera, is net so effektief as persoon tot persoon berading. Ongelukkig kan jy die persoon nie 'n drukkie gee of in sy hand vat nie. Maar ons het regtig agtergekom daai angsvlakke wat hulle beleef met die trauma kom definitief af na so 'n sessie. So dit is regtig dit werk vir ons. Dit is 'n lekker tool om te gebruik jou rekenaar of jou foon as jy ongelukkig nie by 'n persoon kan uitkom in persoon nie. Uiteraard as jy nie by 'n persoon kan uitkom nie, is dit 'n goeie ding om dis jy help die mens om te vorder op sy proses. Ek verkies maar die aangesig tot aangesig, maar daar's baie mense wat dit wel aanlyn doen en goeie resultate kry. Ja, mens verkies dit definitief. Dit is lekker om 'n persoon te sien gesig tot gesig. Maar ja, soos ons nou ons werk persoon gesentreerd baie en om op te volg telefonies met 'n persoon as jy nie by hulle kan uitkom nie of gou-gou 'n Teams koffie saam met hulle te drink, het ons ook agtergekom bring regtig daai trauma vlakke af en daai impak van die trauma op die brein. Dan is hier ook 'n anonieme vraag, wat word bedoel met die term kollektiewe trauma? Ek het geen idee nie, Yvonne, jy kan hierdie antwoord. Weet jy, dit is gewoonlik as 'n groep mense aan 'n traumatiese ervaring blootgestel is wat hulle almal deurgegaan het. Ek dink ons land ly aan kollektiewe trauma na hierdie pandemie wat ons beleef. Maar as dit 'n ding is wat 'n groep mense, ek dink aan mense wat in 'n groep mense wat in 'n mynongeluk was en hulle naasbestaandes. Of ons weet van al die groot rampe, die rampe kan jy kan net sê Lensburg, dan weet jy waarvan hulle praat, jy kan net sê Westdean. Nou daardie is kollektiewe trauma wat 'n groep mense saam beleef het. Kan ek ietsie byvoeg hier met 'n staaltjie as ek mag? Asseblief, Dennis. Ons staan in die ondergrondse treinstelsel in Amerika, ons is so 'n groep van 8 Suid-Afrikaners wat 'n kursus bywoon in Atlanta. En daar val iets gebeur, maar daar's 'n reuse slag. En toe die slag verby is, toe staan almal regop behalwe die 8 Suid-Afrikaners wat almal op die grond neergeval het. Ek wil maar net sê ek dink daar is iets soos kollektiewe trauma in hierdie land. Baie dankie, Tinus. Ek dink voor ons aangaan, Mariaan, met die vraag, wil ek net gou 'n opmerking maak as ek mag. Ek sien ons tyd is besig om ons in te haal en ek dink nie dis 'n slegte of 'n goeie ding nie. Daar's nog 'n heel wat vrae in die Q&A. So ek wonder of ons nie maar moet aangaan vir 'n rukkie as dit reg is met Yvonne en Isel as om net die goed in die lug te laat hang nie. Dit is in orde met my. Nee, ons kan aangaan. Goed, dankie Mariana. Word posttraumatiese stres altyd in trauma pasiënte gediagnoseer? Nee, altyd nie. Nee. Dit kan wees van depressie ook. Dit kan wees van depressie ook. So nee, posttraumatiese stres is nie net op trauma pasiënte nie. Hoe affekteer kindermolestering en mishandeling in familieopset 'n volwasse persoon as die trauma nie hanteer is nie, veral waar 'n seun deur sy pa seksueel molesteer is en aggressie deel was van die huishouding? Dit is 'n ding wat ek baie jare baie intensief mee gewerk het. Dit het geweldige negatiewe effekte. Ek som dit altyd so vir mense op. Elke mens op aarde moet as kind 'n antwoord kry op die vraag, wat maak 'n mens soos ek in 'n wêreld soos hierdie met mense soos julle? En 'n kind wat dit beleef oor 'n tydperk,
absoluut elke aspek van daardie antwoord word geaffekteer. En diep geaffekteer deur wat gebeur het. Veral as dit binne die gesinsverband is, want die skade is nog groter as dit binne die gesinsverband gebeur. Maar die goeie nuus is, daar is hulp en daar is hoop, en ek het met talle mense gewerk wat dit deurgewerk het en daardie antwoord wat hulle gekry het op daardie groot vraag op Infostorie verander het. Ja, jy moet regtig 'n kundige gaan sien in hierdie persoon. Ongelukkig is ons beraders soms nie gerad om met kinders te werk nie. Jy moet regtig gespesialiseerd wees in kinders en die invloed wat so 'n insident, so verkrachting of 'n molestering op 'n familie het, is baie groot, want as daar nog kinders is, word daai kinders so afgeskeep, want daar word al daai aandag en tyd in die kind ingesit wat verkrag is. Dat die ander kinders moontlik agterbly en dan kan hulle probleme in skool begin optel of soos Dani ook vir ons genoem het, daai konsentrasieprobleme wat definitief ook by die kind gesien kan word wat gemolesteer of verkragt is. Maar jy moet definitief 'n sielkundige gaan sien, hulle het 'n kliniese sielkundige of 'n maatskaplike werker, definitief soos julle Shamaine, julle werk meer met hierdie verkrachting van kinders en molestering as wat ons doen. Ons verwys dit na julle kundiges toe. Maar ek het verstaan die vraag gaan oor 'n volwassene wat as kind gemolesteer is. Ek lees hom ook nou hierso, ekskuus. Ekskuus. Ekskuus, ek het hom verkeerd verstaan. Ja. Ek meen kindermolestering is 'n ding wat 'n berader of 'n sielkundige wat met kinders werk, dit is gespesialiseer te volwassene. Ja. Dit het 'n enorme effek in daardie familiegeheim wat ons almal moet bewaar. Dit het 'n ongelooflike negatiewe effek op die gesin. Ja. Ek sien Shamaine wil hom antwoord. Shamaine, wil jy ietsie sê? Ja, ek wil net byvoeg en dit is nou maar ook my persoonlike ervaring, is dat 'n mens gaan deur trauma as 'n kind en as 'n volwassene. Het ek self in my lewe ervaar dat toe ek in daai situasie was as 'n volwassene en ek het hierdie trauma deur die wan gedoen. Waar die trauma van my as kind later triggers geword het en waar ek via as 'n volwassene moes teruggaan na die tyd toe ek as 'n kind daaraan blootgestel was. So ek wil maar net dit beamoen en gesê dit daar is nie maklike antwoorde nie, maar daar is antwoorde en optrede daarvoor. Yvonne, hier is ook 'n vraag. Dink julle dat aanlyn berading makliker of dalk beter is vir 'n persoon wat 'n introverte geaardheid het, spesifiek 'n tienerseun? Dit hang af van waar die kind veilig voel, sou ek sê. En ek sou met die kind dan nou aanlyn gesels en kyk of die kind by my aanklank vind. Want ja, dit is vir my moeilik om dit sommer soos hulle sê off the cuff te beantwoord, want dit hang af van die kind self. Sommige kinders mense praat nie maklik nie. Maar daar is ander tegnieke waarmee jy dit kan hanteer. Wat nie vereis dat die mens daar alles moet praat nie. Ja, miskien om net die tienerseun se vertroue te probeer wen. Ja. Deur aanlyn eers met hom te werk en dan om later in persoon te ontmoet as hy jou totaal en al vertrou. Ja, in die COVID-tyd het ek gesien dat as 'n mens kan begin werk met 'n mens en dan ek het mense met wie ek sommige sessies aanlyn doen en ander dan kom hulle my sien. Mag ek hier inkom? Seker Tinus. Dankie. Shamaine, ek dink daar's iets wat belangrik is wat verlore gaan met 'n aanlyn sessie. Met 'n TIR is die persoon se liggaamstaal ontsaglik belangrik om te weet waar hulle in die proses is van traumaberading.
Ek dink dis die een. So vir 'n mens as beraader is dit baie beter om die persoon te sien. Ek dink is meer in voeling met daardie persoon. As jy moet kies tussen geen berading nie en aanlyn berading, dan is dit aanlyn berading. Maar as 'n mens kan kies tussen aanlyn berading en om iemand in persoon te sien, plus daar is iets vir die persoon wat deur die trauma gegaan het, wat tog die warmte ervaar, die aanvaarding. Baie navorsing word gedoen dat die persoon in wie se teenwoordigheid jy is, hulle kalm en rustigheid om saam met jou daar te sit, skei op 'n manier op jou af en jy het net die gevoel van alles gaan oukei wees. Nou dit kan oor 'n aanlyn sessie kan dit ook bevorder word, maar ek dink uiteindelik in persoon, die feit dat 'n mens mekaar eintlik aanvoel op 'n ander manier, daar's daai X-faktor wat 'n ou baie moeilik kry as jy bloot net aanlyn 'n sessie moet hê of sessies moet hê. Ek stem absoluut met Tinus saam, want dit is absoluut kardinaal dat 'n mens moet veilig voel as jy hierdie diep werk doen. En dis baie makliker om in die teenwoordigheid van 'n mens daardie veiligheid te ervaar as om dit agter 'n onpersoonlike skerm te ervaar. As 'n mens eers al 'n verhouding met die beraader opgebou het, dan kan 'n mens sommige sessies soms, as jy iets hanteer wat nie so diep is nie, kan jy dit aanlyn doen. Yvonne en Isel, Dani wil ook weer vra of julle asseblief net kortliks weer die simptome sal gee van trauma wat laer- en hoërskoolkinders mag beleef en watter raad sou julle vir onderwysers en ook vir ouers gee hoe om dit te hanteer? Yvonne, kan ek hom antwoord? Ja. Dani, ek het nou na hierdie vraag gekyk terwyl Yvonne en Tinus so 'n bietjie geantwoord het. En weet jy, daai kinders wat op die speelgrond is of in die klas is wat nie maatjies maak maklik nie. Dit kan wees introvert definitief, maar gewoonlik is daar onderliggende traumas soos huismoles of seksuele molestering. Daai kindertjies lyk ook onversorg en hulle isoleer hulle self. Hulle speel nie saam met die ander kinders nie. Hulle is alleen op die speelgrond. Hulle maak ook nie maklik oogkontak nie. Hulle neem ook nie deel in die klas nie. Dis vir laer en hoërskool. Daai kinders kom vreeslik introverties voor as hulle huismoles of gemolesteer of verkragt word. So jy kan kyk na daai simptome van isolasie. Hulle isoleer hulle van 'n groep af. Hulle praat nie sommer nie. Hulle steek nie hulle hand op nie. Hulle neem nie deel in die klas nie. Hulle kom onversorgd voor. Hulle wil so min as moontlik aandag trek en raak gesien word. En om raad vir die onderwysers daar te kan gee is om net daai kind of kinders se vertroue te probeer wen om daar te wees vir daai kinders. En op hulle vlak half as dit nou 'n laerskoolkind is om op hulle vlak neer te daal, op jou knie moontlik voor hulle te staan en net jou lyf na hulle toe te kan dra of draai, ekskuus, en met hulle te kan praat om hulle vertroue so te wen, om vir hulle te sê jy is daar. As hulle met jou wil kom praat om na skool of in pouse met jou te kom praat. As hulle eers daai vertroue vir jou gegee het, sal dit snaaks genoeg wees hoe daai kinders ook oopmaak. As jy ook miskien moontlik iets hier wil sê, Shamaine, ek dink jy het ook 'n antwoord of twee wat jy kan gee vir Dani. Nee, Isel, ek dink jy het dit baie duidelik en volledig saamgevat. Baie dankie daarvoor. As ek Soms kry jy dit ook, ekskuus tog Shamaine, Nee, soms kry jy dit ook dat 'n kind baie aggressief raak. Veral as hy aan baie aggressie by die huis blootgestel word. Ja. Dat die kind baie aggressief word of dat die kind se skoolprestasies skielik baie agteruit gaan. Ja. Ek dink baie dankie Yvonne. Omdat ons tyd uitloop, dink ek as daar nog vrae in die Q&A is, as daar van die vrae is wat julle dalk vir ons net kan intik en kan antwoord, al is dit net om te verwys of om kontaknommers te gee, sal dit gaaf wees. Ek wil net vir die mense van die wat by die webinar intussen bywoon is, gaan ons sal vir julle kontakbesonderhede ensovoorts van AfriForum en van die netwerke en websites en alles vir julle beskikbaar maak saam met die link. So ek dink as 'n vraag is oor dit,
Ek het net nog 'n vraag wat ek graag wil vra, aangesien daar 'n vraag was oor oor traumaberading en opleiding wat mense moet hê wat traumaberading gee. Ek dink ek wil een vraag vra en ek dink ek kan ons miskien dit begin om stadig aan van daar af te sluit, maar die vraag wat ek wil vra, hoe verskil traumaberading van gewone berading? Isel, as jy dit dalk vir ons sal antwoord, sal ek bly wees. Ekskuus, ek antwoord gou hierdie vraag. Ja, ekskuus. Charmaine. Ja, glad nie. Weet jy, traumaberader is, die woord trauma sien ek net as 'n adjektiewe woord ten opsigte van trauma, want jy kry so spesiale velde wat jy in berading kan ingaan, soos 'n huweliksberader of 'n rousmartberading, om kinders by te staan, jy's 'n kinderberader. Traumaberading is juist net gespesialiseerd in die veld en jy help mense wat deur 'n traumatiese insident gegaan het, is wel om waar hulle 'n kind verloor het of in die dood afgestaan het, om daai simptome aan te spreek en ook dan die pad saam met hulle te loop. So die berading verskil slegs van die woord wat voor staan en jy's gespesialiseerd in daai veld. As jy miskien saamstem, Yvonne, dit is hoe ek dit verstaan. Ja, daar is natuurlik onderliggende dinge wat ooreenkom. Ek meen, as daar erge trauma in die verlede, soos ek net nou gesê het, dan vind jy dikwels dat dit ook uitloop op huweliksprobleme of ander gesinsprobleme. Maar daar is verskille wat jy tel hom makliker op en daar is verskille in jou benadering tot die saak. As jy weet jy werk met 'n mens met 'n spesifieke traumatiese insident, dan haal jy 'n ander stuk gereedskap uit jou toolbox, soos jy gesê het, en spreek dit daarmee aan. Baie dankie. Ek wil ook net noem, ek het 'n klomp vrae voorberei vir julle vir vanaand se webinar. Ek wil net so ter afsluiting en dan gaan ek julle nog 'n geleentheid gee om net so een vraagie vir my te antwoord, is dat baie van die vrae wat ek vanaand vir julle vra is eintlik vir my baie mooi saamgevat met van die vrae wat in die Q&A uitgekom het. So ek dink die vrae wat in my opgekom het is die vrae wat eintlik maar uitgekom het of grootliks uit die met die mense wat die webinar bywoon. So baie dankie daarvoor. Ek wil net ek sal graag vir julle meer geleentheid wou gegee het, maar ek wil tog vir julle elkeen 'n klein kort geleentheidjie gee vir Yvonne en vir jou Isel oor waarom is die eenheid van AfriForum en van Tirasa. Ek wil julle met net so 'n bietjie inligting gee oor hoe julle funksioneer en waar kan mense met julle kontak maak en hoe kan hulle julle websites of julle plekke en julle takke of julle netwerk access. Ek het nou nie 'n mooi Afrikaanse woord nie, sal ek baie gaaf wees. Kan ons maar by jou begin, Isel? Ja, seker. Ons AfriForum trauma eenheid is op die been gebring in 2015 nadat AfriForum die behoefte gesien het waar plaasmoorde en plaasaanvalle vreeslik toegeneem het en daar nie hulp is vir daai boere hoekom hulle so ver geleë is nie. En daar's soos beraders wat hulp kon verleen het aan hierdie mense wat deur hierdie plaasmoord of plaasaanval gegaan het. So ons is 4 personeellede wat by die trauma eenheid werk wat landwyd by hierdie boere moes uitkom. En die nood het so groot geraak dat dit nie net plaasmoorde en plaasaanvalle is wat ons diens nie, maar ook geweldsmisdaad soos verkrachting, kindermolestering, kindermolestering, huisroof, huisbrande, dat ons 4 personele net nie meer kon byhou nie. So ons het nou hierdie jaar 62 trauma vrywilligers gewerf en net basiese opleiding gegee. Ons het hulle opleiding gegee om op 'n toneel uit te kom en net wat om op 'n toneel te doen tot ons traumaberaders kan intree. Ons het ook die trauma aanlyn hierdie jaar op die been gebring die 7de Mei vir reeds daai persone wat nie wil erken hulle gaan deur 'n trauma of is te skaam om iemand te gaan sien of het nie die tyd nie en wil moontlik net bietjie met iemand praat en 'n koffie drink sonder dat hulle gesig gesien hoef te word. So ons het die trauma aanlyn soos ons gesê het en ons kan ook gekontak word by 012-880-1954. Ons het ook 'n noodnommer en soos ek gaan hierdie noodnommer versigtig sê want dit is regtig as jy in 'n nood is aan 'n plaasmoord, 'n plaasaanval of huisroof, kan jy ons skakel by 064-870-8312
En as julle die trauma aanlyn wil besoek, is dit www.afriforum.co.za vorentoe skynstreepie versoek koppelteken vir koppelteken berading vorentoe skynstreepie. Baie dankie. Sal jy dit sommer in die chat ook asseblief vir ons sit? Ek gaan so maak. O, ek sien hulle het begin daarmee. Baie dankie. Dis oulik. Ek wil net vra voordat ek oorgaan na Yvonne toe, en is hierdie dienste gratis of hoe werk Ja. dit? Is dit gratis? Ja, Ek dink dit is ons belangrik diens dat is ons dit maar net gratis. meld, want ek weet mense het nie altyd die fondse om te betaal vir die dienste nie. Ja, dis gratis en dis 'n diens wat ons vir die gemeenskap bied. Jy hoef nie 'n AfriForum lid te wees nie. So dit is net ons AfriForum is daar vir hulle is vir die gemeenskap daar. Dis ons roeping, dis hoekom ons hier is om mense so te diens. En ons het ook 'n slagofferfonds as ons sien ons kan hierdie mense nie help nie. Veral kinders verwys ons hulle na beraders toe en ons betaal ook 3 sessies uit die slagofferfonds uit. Okay, dis wonderlik om te weet. Kan ek vir jou vra, Isel, dat jy ook net in die chat, ons het nie die nommer vir die nommer gemis het, jy het sommer net daar kan insit. Yvonne, dan wil ek vir jou vra, vertel ons van Tirasa en hoe kan ons met julle kontak maak? Ek het amper 20 jaar terug nadat die misdaadsituasie in ons eie land so amper onbeheerbaar geraak het ek op 'n stadium gehoor van 'n Amerikaner wat in Suid-Afrika toe kom en hierso kom 'n werkswinkel aanbied waar hulle vir ons gaan leer of waar ons gaan bekendstel aan 'n nuwe manier van traumahantering wat hierdie man by name van Gerald French en sy kollega ontwikkel het om met oorlogsveterane in Amerika te werk. Ek het gespring om die kursus by te woon en ek het die ongelooflike gevolge daarvan gesien. En wat vir my regtig aangetrek het hiervan, was die feit dat dit nie langtermynberading was nie. En ek het gevoel, ons het soveel trauma in ons land, dat ons nie kan bekostig om maande aan mekaar mense elke week te sien nie. En toe ek nou hierdie kursus gedoen het by hom, het ek die geleentheid gehad om my internskap by hom klaar te maak. En net soos wat ek gewerk het, meer en meer besef hoe nodig ons dit het. En ek het toe begin ook my gevorderde opleiding onder hom klaargemaak en ander mense begin oplei. En ons het gewerk onder die Amerikaanse Traumatic Incident Reduction Association, oftewel TIRA. En in 2017 het die van ons wat nou klaar is met ons opleiding en die mense wat ek opgelei het, wat ook opleiers geword het, en ons het al so wat 1000 mense opgelei in Suid-Afrika, net as beraders en seker so 15 as 12 as opleiers. Hierdie ding loop, want ons bied 'n diens aan en julle kan ons kyk na die Tirasa webwerf www.tirasa.co.za en my eie webwerf is www.yvonneretief@weebly.com. En julle kan vir my 'n e-pos stuur. My e-posadres is retief.yvonne@gmail.com. Baie dankie daarvoor, Yvonne. Ek wil graag die verrigting nou begin afsluit. Ek is seker as ons nog baie tyd gehad het, kon ons nog vir baie lank met mekaar gesels het. Ek wil voordat ons klaar maak, wil ek net meld, om die verrigtinge by mekaar wil ek net eers meld van ons gaan na die tyd die opname beskikbaar maak vir enige ene wat toegang daarvoor wil hê. Ons gaan dit ook uitstuur so wyd en suid as wat ons kan. Dit maak nie saak nie, julle is meer as welkom en so gaan kyk gerus ook na die nommers, maak gebruik daarvan. En ek wil dan vra, ons gaan 'n meningspeiling ook doen. Net voor afsluiting, ons wil graag vir julle vra om dit vir ons te voltooi voordat julle ons verlaat vanaand, want dit gaan vir ons help
om te weet of ons moet verder fokus op hierdie webinare. En dan wil ek in dieselfde asem dan sê, dit is ons beplanning om verder hierdie loop van die jaar bietjie meer aandag aan trauma te gee en ons sal meer inligting en as ons voortgaan, sal ons dit kommunikeer. Ek wil dan voordat ek my bedankings doen, Tinus, ek wil net by jou hoor, wil jy nie net gou vir so 'n sin of twee net ietsie sê van die trauma netwerk waarmee jy besig is nie, asseblief? Dankie Shamaine. In kort, ek gaan dit in 30 sekondes sê. Ons het einde verlede jaar het ons na 'n kerkvergadering het ons een van die kerk se vergaderings het ons besluit om 'n trauma netwerk te begin waar ons beraders van verskillende instansies bymekaar gaan kry om te help met plaas aanval slagoffers of geweldslagoffers veral op die platteland. Ek gaan nie nou meer inligting oor gee nie. Ek wil net sê hou hierdie spasie dop. Moontlik in 'n volgende sessie sal ons dan fokus dalk op plaasaanvalle en dan meer oor die trauma netwerk bekend maak. Wat vir nou belangrik is dat die RASA en AfriForum, die landbouorganisasies, kerklike organisasies almal saamwerk om uiteindelik te probeer 'n netwerk vorm van mense wat plaasaanvalslagoffers kan bystaan. Tinus, bitter baie dankie daarvoor. En dan wil ek afsluit deur net dankie te sê aan al ons paneellede, Mariaan wat agter die skerms saam met Anel gewerk het om die vrae en die goed te laat loop. Bitter dankie vir julle. Isel, Yvonne en Tinus. Ek waardeer julle en ek waardeer dat julle bereid is om saam met ons ook hande te vat en hierdie pad te loop en vir julle gewilligheid en die mooi manier hoe julle vanaand vir ons die slegte tema van trauma bietjie meer kom beter maak het vir ons om te kan verstaan waaroor dit gaan. So baie dankie aan jou Yvonne, aan jou Isel en aan jou Tinus. Ek waardeer dit. En dan net voor ek as dit wil ek weer net herinner asseblief, as julle die meningspeiling aan die einde net vir ons sal voltooi, sal ons baie dankbaar wees. En dan gee ek vir Dr. Martin weer die vloer om net vir ons die verrigtinge met 'n gebed af te sluit. Asseblief Martin. Dankie Shamaine, voor ek ons bid, wil ek vir jou dankie sê Shamaine, wat die hele aand bymekaar gemaak het, al die dele, al die rolspelers, en ook vir Rata se bestuur, Shamaine en Mariaan, Anel, baie dankie vir julle, julle is raakvatters, en al die ander paneellede ook baie dankie dat kon deel, ook in julle kundigheid, en ook in julle omgee, baie dankie daarvoor. Kom ons maak ons oor toe, dan gaan ek met 'n gebed afsluit. Hemel Vader, ons dankie dat ons ook nou met 'n gebed kan afsluit. Here, wanneer ons met U praat, dan raak ons eers stil voor U om U stem te hoor. Here, daar is so baie geraas in ons ore, so baie geraas in die lewe. En daarom Here, as ons vir 'n oomblik kan stil raak by U voete, dan dank ons U vir daai voorreg. Ons bid vanaand weer Here vir so baie mense wat so baie pyn het, so baie wonde het. Vir elkeen bid ons genesing. Ons bid Here vir hulle wat ook anders seer maak. U het aan die kruis Here gebid vir hulle wat U seer gemaak het. En dan bid ons Here vanaand ook vir elkeen wat vanaand iemand anders seer gemaak het, dat U hulle ook sal genees. Ons bid vir beskerming vir ons almal Here. Ons dankie vir U genade. Bewaar ons deur die aand met 'n goeie nagrus, Here. Dit het koud geword. Dis winter. Ons bid vir almal ook warmte toe. Dit bid ons o Heer in Christus se naam. Amen. Dankie Martin en ek dink dan wil ek sê hiermee sluit ons aan die verrigtinge af vir die aand en ek wil sê wees veilig en wees warm aan almal.